Romeine hoofstuk 12 en ons kyk daarvan na vers 9 tot en met vers 16. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervloek. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na die hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Sover ons geleesde gedeelte. En julle sal sien, dit is in die middel van 'n paragraaf. Volgende week as die Here wil, sal ons kyk na die tweede deel van daai paragraaf wat meer fokus op ons verantwoordelikheid teenoor ons vyande, die mense daar buite wat nie van ons hou nie. Hoe moet ons teenoor hulle optree? Maar kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Here, ons is afhanklik van u Gees. Want hierdie is nie my woord of Paulus se woord nie. Maar hierdie is u ewige woord. En hieraan moet ons gehoorsaam wees, Here. Ons het nie 'n keuse hierin nie. Dis nie 'n goeie gedagte of iets wat ons kan oorweeg nie. As dienaars van u, as hulle wat ons self vereenselwig met u seun, is die verwagting dat ons soos die seun gehoorsaam sal wees en sal doen dit wat u van ons vra. En dit is inderdaad so, Here, in ons eie krag is ons nie tot dit in staat nie, en juist daarom bid ons, Here, dat u Gees vir ons sal versterk, en ons sal help om die kerk van Christus ook te wees, in hierdie opsig, in gehoorsaamheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou die vraag is broederlike liefde. Dis wat God teenoor ons vra, soos vers 5 vir ons gesê het, ons almal saam een liggaam in Christus is en afsonderlik lede van mekaar, as ons, soos vers 6 vir ons gesê het, al die gawes, genadegawes besit, volgens die genade wat God aan ons gegee het, beteken dit, ons het nie net 'n verantwoordelikheid om mekaar lief te hê nie, maar dit beteken ook, deur die werking van die Heilige Gees het ons nou die vermoë. So ons het 'n verantwoordelikheid en die vermoë om mekaar te dien. En so dit vereis dat ons as gelowiges mekaar sal lief hê. En nie met die wêreld se aangeplakte tipe liefde nie, maar met ware Christelike liefde, broederlike liefde wat tuis hoort in die gemeente. Is dit nie in die kruis dat Jesus die voorbeeld van God se liefde teenoor ons is nie? Daar word die liefde van God aan ons uitgebeeld. En dis presies wat ons geleer het in Romeine 5 vers 8. Maar, dit was nie net 'n vertoning van God se liefde nie, want, sê Romeine 5 vers 6, die liefde van God is nou op ons uitgestort, wat in Jesus Christus is. En die gevolg is, hierdie liefde is nou in ons, om ons te help met werklike, elke dag lewenssituasies. Dis waaroor Romeine 8 vers 35 en vers 39 gepraat het. Maar hoe moet hierdie liefde ons dag tot dag verander? Wel, dit moet uitvloei na ander. Eerstens, dit waarna ons vanoggend kyk, na ons medegelowiges, maar dan ook dit wat ons volgende week na kyk, selfs na die wat ons haat. Moet dit uitvloei. Maar vanoggend dan, broederlike liefde. Hoe behoort ons liefde vir mekaar te lyk as gelowiges?
As ons al die gawes ontvang het van vers 7 en 8 van laasweek, hoe behoort ons liefde teenoor mekaar te lyk as gelowiges? Hoe moet ons optree? En so dis waar ons vanoggend kyk, is die liefde onder mekaar in die kerk, en die gemeenskaplike diensbaarheid teenoor mekaar in die kerk, het nodig om liefdevol te wees. En so ons kyk vanoggend na 12 uitdrukkings van Christelike liefde, en hoe dit in die kerk moet lyk. Die eerste is liefde moet opreg wees. Vers 9a. Liefde moet opreg wees. Christelike liefde is nie net 'n gesig wat erop sit nie. Dit moet uit my hart uitvloei, dit moet ongeveins wees, is die woord wat hier in die Afrikaanse ou vertaling is. Eintlik is die woord wat hier vertaal word uit die Grieks beteken om nie skynheilig te wees nie. En so, Christelike liefde is nie skynheilig nie. En as ons wil kyk na 'n voorbeeld van hoe lyk skynheilige liefde, dan het ons nie nodig om vreeslik lank te dink aan 'n voorbeeld nie. Lukas hoofstuk 22 vers 47 en 48, daar sien ons 'n voorbeeld van skynheilige liefde, nê. Nee. Wat is die verhaal? Dis Jesus by die kruis. Dis Judas Iskariot. Dis spesifiek die konteks. Judas Iskariot, waar die Here Jesus Christus kom soen in verraad. En Jesus se onmiddellike reaksie op dit was, Jesus vra vir hom en sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van 'n mens met 'n kus? So daar's 'n voorbeeld van skynheilige liefde, liefde wat voorgee om iets te wees wat dit nie is nie. So moet ons liefde nie lyk nie. Hoe moet ons liefde lyk? Wel, Christelike liefde is iets wat uit die hart uitvloei. Dis iemand wat werklik omgee vir die persoon, wat werklik besorgd is oor daardie persoon, wat 'n begeerte het vir die beste vir daai persoon. Dis ware liefde. Maar tragies, is daar baie wat sondig vir sondig in die kerk inkom en voorgee om iets te wees wat hulle nie eintlik is nie. Die hele week leef ons soos die wêreld, redeneer soos die wêreld, praat soos die wêreld. En dan Sondag kom sit ons 'n gesig hierop en dink ons impres God. En dink God sien nie wie ons werklik is nie. Ons Christendom is nie voorgee nie, en ons Christelike liefde is nie voorgee nie. Dit moet opreg wees. Dit moet volgens 1 Petrus 1 vers 22 moet kom. Ons moet mekaar vurig lief hê vanuit 'n rein hart. As ons nuut gemaak is in Christus, dan kan ons nie anders as om die liefde van Christus uit te straal teenoor mekaar nie. En wat is Christus se liefde? Christus se liefde is opreg, dit was nie skynheilig nie. Maar tweedens, ons liefde moet ook onderskeidend wees. Vers 9b. Dit moet onderskeidend wees. Jy weet, die wêreld ken net twee ekstremes wanneer dit kom by liefde. Nee? In die wêreld se idee van liefde is dat ek is net lief vir hulle wat presies soos ek dink en presies soos ek doen en presies soos ek optree. Of ek is net lief vir hulle, of ek is lief vir almal en ek aanvaar alles as goed en reg, maak nie saak hoe ver dit verkeerd is. Dis die twee ekstremes van die wêreld se liefde. Maar ware Christelike liefde, sê Paulus, is liefde met onderskeidingsvermoë. Liefde wat weet wat reg is en daarby bly staan. Liefde wat weet wat verkeerd is en dit verwerp. Ware Christelike liefde pas nie sy morele standaarde aan op grond van die gehoor onder wie homself bevind nie. Nee, ware Christelike liefde verafskuw wat sleg is. Dit hang aan wat goed is, sê die teks. Judas hoofstuk 1 vers 23 sê dat selfs die kleed moet gehaat word wat met die sonde bevlek is.
En in steede daarvan om enigiets te doen of die dinge te lief te hê wat sondig is en die mense wat sondige weef, wat is ons verantwoordelikheid? Filippense 4 vers 8 tot 9. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, of watter deeg, of watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, sê Paulus, doen dit. Dis hoe ware Christelike liefde lyk. Dit jaag dit aan agterna wat goed is. En so daar kan nie in die kerk 'n plek wees om te sê, kom soos jy is en bly soos jy is nie. Daar kan nie by ons 'n gedagte wees van, kom en bly soos jy is nie. Ware gelowiges is lief vir wat goed is. Ware gelowiges is lief vir verag dit wat sleg is. En daarom moet ons dit kan sien in ons liefde teenoor ander mense. Derdens sien ons in die teks dat liefde moet hartlik wees. Hartlik. Vers 10a. Dis hartlike broederliefde, sê die vers nou. Dit beteken dis die liefde wat bestaan tussen 'n broer en 'n suster, of tussen 'n broer en 'n broer en 'n broer en 'n suster. Daardie besondere liefdesband, nee. Galasiërs hoofstuk 6 vers 10 sê vir ons, laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen. Maar die meeste aan wie? Meeste goed doen aan die huisgenote van die geloof. Ons is huisgenote. Ons is mekaar se broers en susters in die Here. En dis hoekom Hebreërs hoofstuk 13 vers 1 sê dat die broederlike liefde moet bly. Dit kan nie weggevat word nie. Dit moet tussen ons gevind word. Broederlike liefde, daai familiegevoel, daardie familieliefde, daardie omgee vir mekaar in diepe belangstelling as medegelowiges. Ons moet as ware werklik voel as ons deel is van mekaar in die diepste sin van die woord. Maar liefde moet ook eerbetonend wees, sê Paulus volgende daar in vers 10b, moet eerbetonend wees. Liefde, Christelike liefde word gesien dat ons mekaar vooruitgaan in eerbetoning. Filippense hoofstuk 2 vers 3 is 'n goeie beskrywing daarvan. Paulus sê, moenie enigiets uit selfsug of ydelle eer doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Onthou die apostel Paulus, die apostel Paulus, een van die fondasielede van die geloof. En in Efesiërs 3 vers 8 sê, ek is die geringste onder die heiligstes. Ek is die geringste onder die heiliges. En so dan in Christendom kan dit nie oor jouself gaan nie. Dit kan nie daaroor gaan om eer vir jouself te probeer insamel nie. Dit gaan daaroor om ander te prys, ander aan te moedig in die geloof. Onthou wat het ons laasweek gesien, nee. Ons mag nie roem in ons gawes nie. Hoekom mag ons nie roem in ons gawes nie? Want ons gawes is nie vir onsself gegee nie. Ons gawes is vir ons gegee tot diens van die ander in die gemeente. Het gaan nie oor my eer nie, het gaan nie oor jou eer nie. Het gaan daaroor om mekaar aan te moedig, om mekaar op te lig en te verheerlik. Vyftens, liefde is ywerig. Luister wat sê vers 11. Vers 11 sê vir ons, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Nou gelowiges behoort geestelik ywerig te wees. En dit beteken ons moet maniere soek waarop ons mekaar kan dien. Ons moet soek vir maniere hoe ons ander kan dien. Galasiërs 6 vers 9. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie,
Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. So moenie moeg word vir goed doen nie. Nou hier is die gevaar, broer en suster. As ons nie ywerig is vir werk in die Here nie, as ons nie ywerig is om te doen, met groot ywer vir die Here te werk nie, dan gaan die Here beproewinge oor ons pad stuur. Dis wat 1 Korintiërs 7 vers 11 en 12 vir ons sê, sodat daar by ons 'n groot ywer opgewek sal word, as ons dan nie wil ywerig wees vir sy werk nie. Laat jou liefde vir die Here, laat jou liefde vir die Here se mense jou dryf om ywerig te wees en gewillig te wees om te werk in die gemeente. Wat sê dit? Ons moet ywerig wees, vurig van gees wees, in diens van die Here onder mekaar. Dis die vraag. Dis die vraag. Wees ywerig. Maar die liefde is ook geduldig. Vers 12. Die liefde is geduldig. Nou, wat ons hier moet raak sien, broer en suster, Christendom is nie 'n korttermyn saak nie. Christendom gaan oor die eindbestemming. Ons is op pad iewers heen. En so in die korttermyn, ja, mag daar beproewinge wees, mag daar probleme wees wat oor ons pad kom, dis waar. Maar ons moet deur daardie beproewinge druk, want ons sien uit na iets wat veel heerliker en beter is, wat op ons wag. Ons is gered in hoop, sê Romeine 8 vers 24. Ons sien uit na dit wat perfek is, waarvan ons kan seker wees in Jesus Christus, deur geloof in hom. En so ja, nou in die tyd en wyl is daar probleme wat ons pad kry. Ons kan almal vertel van beproewinge wat ons deurgaan, sommige van hulle groot, sommige van hulle klein. Ons almal gaan deur beproewinge. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, juis daarom moet ons onsself instel om nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons gaan deur beproewing. Maar die beproewinge is nie die begin en einde van ons lewe nie. Ons kyk verby dit. Ons het iets belangriker en groter wat op ons wag. En daarom moet ons, wanneer ons met ons medegelowiges in liefde omgaan, dis nou om terug te kom by hoe moet ons liefde geduldig wees. Wanneer ons met ander gelowiges in gesprek is, wanneer ons tussen die ander gelowiges is, dan moet ons in ag neem dat hulle gaan deur tydelike beproewing, maar hulle dieselfde ewige hoop as wat ons het. En hoe moet ons dan optree? Wel, 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3 en 4 sê vir ons, Paulus sê, God is 'n God van ontferminge en 'n God van alle vertroosting. En daardie God van alle vertroosting het gekom en ons kom vertroos in ons tye van beproewing. Hoekom? Hier is die belangrike ding. Sodat ons hulle wat deur verdrukkinge en beproewinge gaan, kan vertroos. Met daardie selfde vertroosting wat ons self ook ontvang het. Ons moet nie ongeduldig wees, broer en suster, wanneer persone oorweldig is deur hulle omstandighede nie. Ons moet nie ongeduldig wees wanneer mense deur swaar tye gaan, terwyl hulle besig is om deur die emosies te gaan van die verlies van 'n geliefde, of 'n beproewing gaan as gevolg van werkdruk, of een of ander van sulke goed nie. Wat ons verantwoordelikheid is om mekaar te kom ondersteun met dieselfde vertroosting waarmee God ons vertroos het. Dit wat ons van God gekry het, moet ons uitdeel aan ander. Maar ons kan dit nie alleen regkry nie. Nee, ek kan nie iemand hier vertroos tot rus nie. Maar ek kan hulle heenwys na die groot vertrooster. Die een wat in staat is, want hy het my ook vertroos. En deel van ons verantwoordelikheid is om dan te volhard in gebed vir hulle wat deur beproewinge gaan. Dis hoekom ons 'n gebedslys het.
is sodat mense mekaar kan ondersteun in gebed en mekaar kan bid tot die een wat werklik in staat is om hulle swaard te verlos. En terselfdertyd moet ons voortgaan om vorentoe te kyk in hoop. Deur die midde van ons swaarkry, wat ook al ons deurgaan, ons hoop is verder as ons beproewing. Ons hoop gaan vir ewig aan. En daar is ons gesetel. Ons fokus is daar. En as ons meer en meer ons gedagtes daar sal fokus, sal die beproewinge van die huidige tyd vir ons lig word. Ons mekaar aanmoedig in swaar tye. Wees geduldig en help mekaar aan om ons oë te fokus op hom wat ons hoop is. Maar 7de, liefde is vrygewig. Vers 13a. Dis sodat ware gelowiges soms deur 'n tyd van nood gaan. En dan moet broederlike liefde ons almal aanspoor om hulle wat in nood is te help. Nou die gedagte hier is dat ons besorg moet wees oor hulle wat in nood is, asof hulle nood ons eie geword het. Dis die vraag. Asof hulle nood my nood is, en kyk na Jesus Christus as 'n voorbeeld hiervan. 2 Korintiërs 8 vers 9, nee, wat sê Paulus daar? Hy sê, dat Christus wat ryk was, het ter wille van ons arm geword. Nou ons weet, dit praat nou nie oor geld spesifiek nie, nee. Dit praat nie spesifiek oor geld nie, maar hoe moet ons daardie liefde wat Christus vir ons gewys het, hoe moet ek daai liefde vat en dit uitdra aan ander? Luister wat sê 1 Johannes hoofstuk 3 vers 16 tot 7. Hoe moet my liefde teenoor ander lyk? Hoe moet ek hierdie liefde van Christus uitleef? 1 Johannes 3 vers 16 en 17. Hierin het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. So daar's my voorbeeld. En ons behoort, sê Johannes, ons lewe vir ons broeders af te lê. Maar wie die wêreld so goed het en sy broer sien gebrek ly en sy hart vir hom sluit, hoe bly die liefde van God in hom? So dit sluit ons liefde teenoor ander as ons Christus se liefde wil uitbeeld. Sluit onder andere geldelike liefde in, geldelike bydrae vir die in nood in. Nou dit beteken nie hulle mag van ons misbruik maak nie. Dis belangrik dat ons daai ding sal reg verstaan. Dit beteken nie ons moet elke keer wanneer daar iemand in nood is dit my verantwoordelikheid om hulle te help nie. Hoekom? Want onthou wat het ons laasweek gesien. God het aan elkeen genade gegee. En daai genadegawe wat God aan jou gegee het, dit is die bepalende faktor van hoe jy moet help. Maar as ons die wêreld so goed het en ons broer in nood sien, dan moet ons die voorbeeld van ons Here Jesus Christus navolg. En ons moet daardie broer in nood help, of dit met geld is, of enige ander vorm van hulp waarmee ons hulle kan help, en waartoe ons die vermoë het. Dink vir 'n oomblik aan maniere, hoe kan ek my broeder help wat in nood is? Een van die maniere waarop ek 'n broeder in help kan nood is, miskien om vir hom op te tel en winkel toe te vat. Of iemand hospitaal toe te neem om vir hom 'n bord kos te kook. Om saam met hom te bid, is 'n praktiese manier hoe elkeen van ons vir ander gelowiges kan help. So hoe ook al ek my broer in nood kan help, liefde is vrygewig. Liefde gaan uit sy pad uit, doen homself tekort om ander te help. Liefde is vrygewig, maar ook agstens, liefde is gasvry. Vers 13b, gasvry. Ons kan hier bly insluit enigiemand wat kom besoek af lê hier by die kerk. Ek weet spesifiek die gedagte wat Paulus hier in gedagte het is reisende predikers wat van ander lande afgekom het, ander dorpe afgekom het
en dit praat spesifiek van om vir daai persoon 'n blyplek en kos te gee. Nou dit self is natuurlik ook 'n manier waarop ons gasvry kan betoon wanneer iemand kom om te preek of iemand van 'n ver land afkom of van 'n ver dorp afkom. So ek dink dit sluit dit in. Maar mense kom besoek hier by die kerk, is dit nie? 1 Petrus 4 vers 9 sê, dit vermaan ons eintlik. Hy sê, wees gasvry sonder om te murmureer. Wees gasvry. 2 Timoteus 1 vers 16 tot 18 sê dat ons moet aan sulkes barmhartigheid bewys, ons moet hulle verkoop en ons moet teenoor hulle diensbaar wees. Dis wat Onesiphorus was, toe Paulus in die gemeente in Efese gekom het, is dit nie. Hy het uit sy pad uitgegaan om hom te dien. Hoeveel persone kom op 'n Sondag hier ingestap, besoekers, en hulle stap hier uit sonder dat enigiemand met hulle gepraat het? Hebreërs hoofstuk 13 vers 2 sê dat so het sommige van julle sonder dat julle dit weet selfs engele geherberg. Nou ek wil nou nie die stelling maak om te sê jy het 'n engel bedien hier in die gemeente nie, maar wat ek wel wil sê is dat daai persoon wat hier instap mag 'n potensiële lidmaat van hierdie gemeente wees wat tot seën van hierdie gemeente kan wees. Maar as ons nie teenoor hulle liefde bewys nie, hoekom sal hulle bly? Hoekom sal hulle bly? 9de, liefde is welwillend, vers 14. Liefde is welwillend. En dit hou verband met dit wat ons laasweek in ons teks gesien het. En eintlik hou dit meer verband met dit wat ons volgende week gaan kyk. Want Paulus hier in vers 14 praat oor hulle wat ons vervolg en seermaak. Nee, dis waaroor vers 14 gaan. Maar ons weet almal dat hulle wat ons vervolg is nie noodwendig almal wat net daar buitekant is nie. Ons almal wat deel was van hierdie gemeente in daai tyd weet dat selfs hier onder ons het dit gebeur. Dat ons vervolging beleef het deur persone hier onder ons. Maar wat leer Lukas 6 vers 27 en 28 ons? Jesus self sê, hulle wat ons vervolg moet ons lief hê. Ons moet hulle lief hê. Ons moet aan hulle goed doen. Ons moet hulle seën wat ons vervloek. En meer as dit, ons moet nie net daar ophou nie, ons moet ook vir hulle bid. 1 Petrus 3 vers 13 tot 14 sê dat as mense ons kwaad aangedoen het, moet dit nie wees oor wat ons aan hulle gedoen het. Dit moet nie as gevolg van ons gedrag wees dat hulle vir ons kwaad is nie. As hulle vir ons wil kwaad wees, dan moet hulle kwaad wees omdat ons opgestaan het vir Christus. En dit impliseer doen dit nie. Dit impliseer dat as hulle nie moet kwaad wees vir my oor my gedrag nie, dan moet my gedrag teenoor hulle onveranderd steeds liefdevol en goed wees. Want Christendom vra welwillendheid selfs teenoor ons vyande. Maar meer daaroor bietjie later volgende week, nee. Maar dan in vers 15, liefde is simpatiek. So gelowiges kan nie koud staan teenoor ander persone in hulle oomblikke van blydskap nie. Ons kan nie koud staan teenoor ander persone in hulle tye van beproewing en swaar kry nie. Ons moet huil saam met die wat huil en bly wees saam met die wat bly is, sê die teks. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as een lid ly, luister wat sê dit, Paulus sê, as een lid ly, dan, ons ken die teks, dan ly die hele liggaam saam. En as een lid geëer word, dan is die hele liggaam, al die lede saam bly. En dis vir my tragies, nee, dat wat gebeur in die kerk, is die oomblik wanneer daar iemand is wat deur 'n beproewing gaan, dan vermy ons almal hom. Ons vermy hulle. Of wanneer iemand 'n blydskap beleef, dan is ons veragtend. Ons dink, kyk net hoe wonderlik gaan dit met hom. Kyk net, hoekom kan ek nie dit kry nie?
Titus 3 vers 3 sê, afguns en haatlikheid is nie deel van hoe ons moet optree nie. Dit was deel van ons vorige natuur. Om afgunstig of haatlik te wees, was deel van ons vorige natuur, en ons soos hulle wat vernuwe is deur die Heilige Gees, ons kan nie meer soos die wêreld optree in hierdie opsig nie. Sulke gedrag hoort nie meer nie. Ons moet bly wees saam met hulle wat bly is, en ween saam met hulle wat ween, want werklik, waar gelowiges gee werklik om. Dis die liefde waartoe God ons in Christus geroep het. Laat ek net vir jou 'n vraag vra. Jou liefde teenoor jou medebroer, as Jesus Christus jou so lief gehad het, soos wat jy jou medebroer lief gehad het, sou hy na die kruis toe gegaan het vir jou? En as Christus na die kruis toe gegaan het vir my, hoe kan ek dan vir my broer, vir wie Christus ook gesterf het, 'n koue skouer gee? Hoe kan ek vir hom 'n koue skouer gee? Dit vereis van my. Dit vereis van my om hom lief te hê. Nommer 11, liefde is eensgesind. Vers 16a. Filippense 2 vers 2 roep ons, wat moet ons doen? Ons moet eensgesind wees, met dieselfde liefde, een van siel, een van gees, sê dit. Met ander woorde, dit wat ons moet saambind, moet groter wees as dit wat ons van mekaar onderskei. Dit is so, ons verskil van mekaar, ons verskil teologies van mekaar aan die een kant. Ons het hier onder ons, het ons onlangs dit ook tot 'n groot mate beleef, dat ons het verskillende siening oor die eskatologie. En daar's ware gelowiges wat met ons verskil oor soteriologie, oor hoe word 'n mens gered. En daar's ware gelowiges wat ons verskil tussen of ons moet babietjies doodbring of ons moet gelowiges dood. Daar's maniere waarin Christene van mekaar verskil, maar daardie kwessies, ek praat nie van fundamentele valse lering nie, maar die dinge waaroor ons as ware gelowiges van mekaar verskil, is 'n klein groepering van dit wat Christendom bepaal. En ons liefde moet dit oorkyk. Ons moet saamgebind wees, en dit moet veel belangriker wees as die enkele klein eskatologiese of teologiese kwessies waar ons van mekaar verskil. Maar 2 Korintiërs 13 vers 11 sê, ten spyte van die feit dat ons van mekaar verskil, beteken dit nie ons moet nog maar verskillend bly nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar te vermaan. Onthou, ons het laasweek ook na dit gekyk. Ons moet mekaar vermaan, en ons moet dit doen in liefde, en blydskap moet behou word as gevolg van die feit dat ons gebind is in Christelike liefde. En so selfs waarmee ons verskil van mekaar, waar ons van mekaar anders dink, moet dit ons juis aanmoedig as ons van mekaar verskil om meer tyd hier te spandeer. En seker te maak dat dit wat ek glo is regtig Bybels. En mekaar aan te moedig om meer tyd in die woord te spandeer waar ons mekaar verskil. Laastens, liefde is nederig. Vers 16b. Paulus sê, moenie hoë dinge nastreef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eiewys wees nie. En so dit vereis van ons 'n nederige gesindheid wanneer ons hier by die kerk is. Moenie dink jy is beter as ander nie. Kom weer terug. Hoekom het die Here aan ons gawes gegee? Hoekom het die Here my die predikant gemaak van die gemeente? Sodat ek tot diens kan wees van elkeen hier. Dis nie 'n rede om hoogmoedig te wees. Hoekom ek nie hou van die woord dominee nie. Ek hou nie daarvan om dominee genoem te word nie, want dominee praat van dominus, dit praat van neersien op ander. Dis hoekom ek nie daarvan hou nie. Ons is gegee die gawes sodat ons mekaar kan dien. Nie sodat ek kan roem in wie ek is nie. Moenie hoor ag, moenie soek om na te jaag posisies en plekke waar jy kan geëer of verheerlik word. En terselfdertyd
is daar nie een van ons wat nie onder die gesag van die gemeentevergadering staan nie, nee. Selfs die dominee staan onder die gesag van die gemeentevergadering. Ja, dit is so, die ouderlinge is aangestel as leiers van die gemeente, maar ek kan nie lei soos wat ek wil nie. Oom Harry kan nie besluit wat hy wil en sê, dis hoe dit moet wees nie. Ons is aangestel as leiers deur God op grond van God se woord. So God se woord moet ons lei en hoe ons die leiding van die gemeente moet aanspreek. Maar uiteindelik die gemeentevergadering moet uiteindelik die een wees wat die hoogste gesag is, nee, en ons staan almal as deel van dit. So moenie jouself hoër ag nie, moenie onbereid wees om tereggestel te word wanneer jy verkeerd is nie. Matteus hoofstuk 11 vers 29 sê Jesus, ons moet sagmoedig en nederig van hart wees. 2 Korintiërs 10 vers 1 sê, Paulus sê, ons moet die sagmoedigheid en die vriendelikheid van Christus uitdra in die gemeente toon. Nou Paulus sê, wees sagmoedig, Paulus sê, wees vriendelik, en daai selfde Paulus minute tevore en minute daarna, spreek die gemeente baie ferm aan, en vermaan hulle om hulle te bekeer. So sagmoedigheid beteken nie, ons moet stil bly oor dit wat verkeerd is. Maar ons doen dit in liefde, ons doen dit in sagmoedigheid, met 'n begeerte om hulle bekering te sien. Jy is onthou laasweek, die van julle wat die Engelse diens geluister het of gehuur was. Christene kan nie hoogmoedig wees nie. Dit is onmoontlik vir 'n Christen om hoogmoedig te wees. Want ons is sondaars. Ons is helverdienende sondaars. En al wat ons het, is die onverdiende genade van God. Dis al wat ons het. Hoe durf ons hoogmoedig raak? Christenskap vra broederlike liefde. En broederlike liefde moet nederig wees. Nou dis 'n hele mond vol, nee, van verwagtinge wat Paulus hier van die gelowiges het, wanneer dit kom by broederlike liefde. Maar die wonderlike ding is, dat ons het laasweek gesien, dat God stel ons in staat om al hierdie dinge te doen. Hy het aan ons die genadegawes gegee volgens sy genade. Sodat ons in staat gestel is om hierdie liefde teenoor mekaar te kan uitleef. Onthou wat het ons laasweek gesien in vers 5. Almal saam een liggaam in Christus. En omdat ons een liggaam in Christus is, daarom is ons afsonderlik lede van mekaar. Dis elke lid van die liggaam van Christus se verantwoordelikheid om liefde teenoor mekaar uit te leef. En God het aan ons die gawes gegee sodat ons in staat is om dit te kan doen. Jy het dus ontvang wat jy nodig het om effektief liefde te bewys in die gemeente. En so ons is sonder verskonings vanoggend. Ons is sonder verskoning vanoggend. As medegelowiges hier in Sandwood Park het ons die verantwoordelikheid om mekaar lief te hê. En ons liefde moet opreg wees. Dit moet onderskeidend wees. Dit moet hartlik wees. Dit moet eervol wees. Dit moet ywerig wees. Dit moet geduldig wees. Dit moet welwillend wees. Dit moet simpatiek wees. Dit moet eensgesind wees. Dit moet nederig wees. En enige gebrek hieraan, by ons as gemeente en by jou individueel, beteken juist die tekort daaraan om te wees volgens die voorbeeld van Jesus Christus. Ons as gemeente, ons as individuele is gedwing deur die liefde van God wat in ons bewys is in Christus, om ons te beywer om mekaar lief te hê.
En mag die Here ons help om daardie broederlike liefde onder mekaar te kan uitstraal as die liggaam van Christus, soos dit ons betaal. Amen. Kom ons bid. Here, dis 'n geweldige verantwoordelikheid hierdie Here. En ek is seker, Here, dat soos ander hier soos ek kan sien, Here, dat daar soveel areas is waarin ons nog tekort skiet. En dan bid ek, Here, dat U vir ons sal help. Die werking van die Heilige Gees in ons is juis om hierdie dinge effektief onder ons sigbaar te maak. Daarom bid ek, Here, dat U vir ons sal help om ons te beywer vir hierdie goeders wat U vir ons in staat stel om te kan doen. Dat ons liefde teenoor mekaar sal uitbrei. Dat ons liefde teenoor mekaar sal vooruitgaan. Bid, Here, dat U begin by my, maar dat U begin by elkeen van ons, om hierdie liefde vir mekaar by ons aan te wakker. Terwille van die eer. Terwille van die eer wat selfs U seun gegee het, om U liefde teenoor my te bewys, en teenoor elke gelowige hier. Mag dit wees, Here, dat U liefde sal uitvloei in ons liefde teenoor mekaar. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.